Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Vader van ons Here Jesus, in hierdie môre uur is ons dankbaar in ons hart. In die diepte van ons wese, Here, wil ons U aanbid, soos ons nou net gesing het. Ons besef nie altyd wat dit die prys was, wat U lewe vir ons kom aflê het nie. Maar vanmôre, Here, wil ons in dankbaarheid sê, ons het U lief. Met alles wat in ons is, Here, ons het U lief. Dis U liefde, Here, wat ons nader en nader aan die hart trek. Here, dit is U liefde, Here, wat ons by daardie punt kom, dat ons in U teenwoordigheid kan ingaan. Vader, dankie, dankie, dankie dat U Jesus gestuur het. Dat U hom laat deurgegaan het deur al hierdie moeilike tyd. Maar Here, hy het meer as oorwinnaar aan die ander kant uitgekom het. En in hierdie dag, Here, is ons hier by mekaar om dit te vier. Jesus wat opgestaan het, wat lewe tot in alle ewigheid. Daarvoor eer ons U. Daarvoor eer ons U. Mohammed is dood. Hy lê in 'n graf. Die ander gode wat daar op hierdie wêreld is, lê iewers in 'n graf. Maar ons Jesus, ons Jesus, hy lewe. Hy lewe. Ons prys die wonderlike naam. Amen. 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 Prys die Here. Wat 'n wonderlike voorreg om weer hier by Belfast te kyk. So heerlik gesing. Ek het skoon bewoog geraak. Net in sy teenwoordigheid te kan wees. Amen. My boodskap in hierdie dag is bietjie anders as die opstandingsboodskappe wat baie ouens gewoonlik bring. Openbaring 1 vers 17 en 18. Hierdie woorde, as jy hom op het, daar is daar. Sien daar? 53 vertaling. Hy sê, en toe ek hom sien. Het jy 'n blik van hom? Het jy 'n visie van hom? Kan jy jou indink? Jesus vanmôre hier staan. Amen. Wat sê Johannes? Toe ek hom sien, toe val ek soos 'n dooie aan sy voete. Wat dit beteken, ek word minder en hy word opgehef. Amen. En hy het met sy regterhand op my gelê en my gesê, moenie vrees nie. Hoe maklik vrees ons? Hoe maklik kom ons by daardie punt en dan begin ons naels te kou. Maar die Here Jesus kom vanmôre en hy wil met elkeen van ons vanmôre homself openbaar. En ons het daardie openbaringskennis nodig. As ons net kerk toe gaan en ons hoor van die kruis en ons hoor van die opstanding, maar ons beleef dit nie vir onsself nie, dat ons vir nie kerk toe gegaan. Maar die oomblik wanneer ons in sy teenwoordigheid kom en ons beleef hom, dan bring hy hier in ons harte begin hy aan verandering begin. Hy sê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste. Amen. Die ek is. Ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor oopbreek. Vers 18 sê, ek is nie net die eerste en die laaste nie, ek is die lewende. Amen. En kyk, ek was dood. En kyk, ek leef tot in ewigheid. Amen. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Wow. Wat hoor ons? Christus is die eerste
en die laaste. Halleluja. Christus is die lewende. Amen. Christus het mag oor die dood. Want hy slaap. Die opstanding van ons Here Jesus was die hoogste punt in Jesus se aardse bediening. Dink mooi wat ek sê. Dit was die hoogste punt. Boonbehalwe die feit dat hy teruggevaar het na sy Vader toe. Die hoogste punt in sy lewe was toe daardie klipmuur wegskuiwe en hy as die verreëse heiland uitstap. Amen. So, is dit vir jou 'n hoogtepunt in jou lewe? Amen. Verseker. Verseker. Ek het nou net by die gebed gesê, Mohammed lê dood en die ander ouens lê dood. Hulle bene kan jy toe gaan, jy kan na hulle graf toe gaan. Ons self, my vroukie en ek het in 2018 het ons Israel besoek en ons was by daardie graf. Daardie belewenis toe ek daar instap, daardie teenwoordigheid van God se heiligheid in daardie graf. 'n 2 ton klip weggeskuiwe opdraande en daar's 'n pek ingeslaan. So. Wie daai was? Net God en God alleen. Net God en God alleen het daardie mag om net sy vinger te vat en dit wat toe is oop te kan maak. As ons maar net wil glo in hierdie opstandingskrag van Jesus Christus. Daar's 'n leeg graf in die tuin van Josef van Arimatea. 'n Onweerlegbare bewys dat hy die oorwinnaar is. Amen. Hulle kan stry daarteen. Wat het die ouens gesê? Hulle het gesê die disippels het in die nag gekom en sy liggaam kom steel. Hy's iewerste. Maar toe Maria daar buitekant hierdie graf staan en hy haar naam noem, Maria, en sy omdraai, toe sê sy vir hom, Rabboni, Amen. meester, meester, Rabboni. Sy wil hom aanraak. Hy sê ek het nog nie opgevaar na my Vader en julle Vader nie. Maar ek lewe. Gaan sê vir my disippels. Gaan sê vir my disippels. Ek het waarlik opgestaan. Amen. Glo ons dit? Elkeen van ons hier vandag moet hierdie woord hoor. Glo ons werklik of weet ons net van hierdie gebeure? En dis waar die verskil by kom. Die oomblik as dit net 'n kennis is, ek weet van dit, maar ek erken dit nie in my lewe nie. Ek laat nie toe dat hierdie gebeure 'n verskil in my lewe kom maak nie. Dan mis ek die doel van die opstanding. Jesus roep in die waarheid elke dag uit. As die son in die môre sy koppie uitsteek en jy jou oë oopmaak, erken jy hom? Amen. Weet jy van hom? Of ken jy hom? Die opstandingsdiens wat daarna gehou is elke Sondag het so gekom dat ons op Sondag begin kerk hou en nie op Saterdag die Sabbat hou nie.
As gevolg van die opstanding op die eerste dag van die week. Amen. En daar's baie teorieë rondom hierdie en ek wil nie daarin gaan en gevegte met ander ouens gaan nie. Maar die bewys dat Jesus op die eerste dag van die week uit die graf uitgestap het, sê vir ons dat die son weer skyn. Die son van geregtigheid wat rooi ondergegaan het aan die kruishout, daardie Vrydag aand. En hier is ook teorieë. Baie sê hy is op Woensdag aand, Donderdag begrawe om die 3 dae op te betel. Ja, ek wil nie daaroor teologies raak nie. As die woord van die Here vir my sê, hy was 3 dae in die graf, was hy 3 dae. Maar meer nog, die grootste daarvan is, Jesus het nie in die graf gebly nie. Amen. Daar was 'n liggaam wat geberre was die Vrydag aand. Saterdagmôre het hy in die Sheol, in die hel, het hy 'n draai gemaak. Daarom kan hy vir ons sê, ek het die sleutels van die Doderyk. Amen. Toe hy instap, 1 Petrus 3 sê dit, en ek het hier wiste hier vorentoe. Ek spring nou 'n bietjie rond met my boodskap. 1 Petrus 3, waar ek net begin kom. Ek wil dit nou nie mis nie. 1 Petrus 3 vers 18 sê hierdie woorde. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely. Hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees. En wie hy ook heen gegaan het en gepreek het, en vir die geeste in die gevangenis van die Sheol 'n aankondiging gaan doen het. Ek is die seun van God. Amen. Ek is die oorwinnaar. Openbaring 1 vers 11 en ook 22 vers 13 sê hierdie woorde. Ek is die Alfa en die Omega. Die eerste letter en ook die laaste letter in die Griekse alfabet. Ek is die eerste, ek is die laaste. Ek is die begin, ek is die einde. En ek kom gou. Amen. Ek is die Alfa en die Omega. Kom ons staan 'n bietjie daar waar jy staan. Is hy jou Alfa? Ek sien geen kopskud nie. Amen. Voordat jy in moederskoot gevorm was, was jy by hom. Amen. Hy het jou in moederskoot gevorm. Hy is jou Alfa. As jou hart vir hom gegee is en jy behoort aan hom, en jy sterwe in Christus, gaan hy jou weer kom haal, dan word hy jou Omega. As jy buite hom sterwe, kan hy nie jou Omega wees nie. Maar as jy in hom gesterwe het, is hy jou Omega. Jesus het 7 keer verklaar, ek is. Buite hierdie wat nou in Openbaring staan, 7 keer verklaar. Hy het gesê, ek is die brood van die lewe. Waar gaan jy as jy honger is? Maar kan jy musiek gaan met braai maak, en net om Kentucky Fried Chicken. Waar gaan eet jy wanneer jy geestelik honger is? Word jy versadig met dit wat jy lees, dit wat jy hoor, vervul dit jou lewe. Amen. As jy vanmôre jou oë oopmaak, ek het die voorreg om tussen 2 en 3 in die nag wakker te word. My eerste woorde sal wees, môre Here,
Amen. En daarna begin ek met die Here te praat. En dan baie keer hou dit aan tot so by 4 uur en ek werk nie. Maar die Here vir my sê, bid vir daai of bid vir hierdie of bid vir daai. Dan gaan ek net aan en aan en aan. Dis hoe my dag begin. En as ek moeg is, ek 6 uur opstaan of 7 uur opstaan of my vroukie koffie te maak, ja, baie keer is ek moeg. Want hierdie ou liggaam is maar vlees, maar my gees word gevoed. Deur die brood van die lewe. Hoe lyk jou dagie? Waarmee begin jy? Net 'n vinnige skietgebedjie nou vanmôre gegaan om te skiet om te kan sê, ek het met die ek is, wat die brood van die lewe in kontak gewees. Ons mis dit. Ek gesê ek is die lig van die wêreld. Sy tweede een wat ek gesê het, ek is die lig van die wêreld. Hoe maklik verval ons in duisternis? Watter lig skakel ons aan? Daai lig van die ongeloof. Ek weet nie hoe gaan ek hierdie dag net hierdie lewe gaan nie. Ek weet nie hoe gaan ons dit maak hierdie maand nie. Dan kry ons onsself en ons sit in 'n donker gat. Die lig is nie. Maar dank sy God, wat sê ek is die Alfa en die Omega. As jy maar net in my wil glo, sal jy toelaat dat Heilige Gees lig in jou lewe aanskakel. En soms is dit nodig om te sê, Here, ek voel so 'n bietjie af. Draai maar net u lig so 'n bietjie oor my lewe. Here, skyn net so 'n bietjie hier in my hart, Here, daar waar die donker kolle in my lewe is, Here. Ek wil maar net so voel, Here, dat ek nie kan voel wat ek moet voel nie, Here, maar dat ek in u teenwoordigheid kan ingaan. Amen. Want wanneer die lig van God in jou lewe aangaan, kan daar nie meer duisternis in jou lewe wees nie. Maar mense moet daarmee deel. Dan sê ek is die deur. Ek is nou by Johannes 10 hierdie 2 gedeeltetjies. Ek is die deur. Die deur na wat? Na jou hart. Ja, ek het dit mooi gesê. Ek hou wat jy sê. Vir wie maak jy jou deur oop? Ons het mos 5 sintuie, né? Wat sien ons? Wat hoor ons? Wat proe ons? Wat ruik ons? Wat voel ons? Dis deure. Dis poorte na jou liggaam toe. As jy voor die verkeerde deur staan, gaan jy verkeerd kyk. Jy gaan verkeerd hoor. Jy gaan verkeerd ruik. Jy gaan verkeerd proe. En op die einde verkeerd voel. Nou sê Jesus, ek is die deur. Openbaring 3:20. Ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en oopmaak, sal ek ingaan en met hom altyd hou en hy met my. Amen. Okay. Hoor ons nog die klop? Hoor ons nog sy stem? Sien ons wat hy sien? Of hoor ons maar die geskree van ons eie hart en van die wêreld en van die Satan hier bydekant ons? Wat proe ons? Psalmis wat sê, smaak dat die Here goed is. Wat proe ons? En op die einde van die dag voel ons is ver van God af. Terwyl Jesus sê, ek is die deur. Dan in daai selfde hoofstuk in Johannes 10 sê hy sê ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder.
En my skape hoor my stem en volg my naam. Agter wie loop jy aan? Is dit geld mag? Is dit vervulling van die vlees? Agter wie loop jy aan? Want die goeie herder gaan jou na groen weivelde toe lei. Die goeie herder gaan jou daarby uitkom. Dan sê hy in Johannes 11, hy sê ek is die opstanding en die lewe. Amen. Wat vier ons vandag? Die opstanding. En die lewe. Amen. Nie net die opstanding nie. Die lewe is in Christus Jesus. Amen. Die lewe is in hom. Want wat het hy gesê? Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Wat het ons nou net gehoor? Ek is die weg, die deur na God toe. Ek is die waarheid wat daarin is en ek is die lewe wat daarin is. As jy in my is en jy bly in my soos wat jy behoort te wees, Johannes 15 het vir ons leer, bly in my soos ek in julle en julle sal veel vrug dra. Amen. Maar ons bly nie altyd in hom nie. Want ons glo en ons maak soos ons wil. Want ons fokus is nie altyd op Christus en dit wat hy vir ons kom doen het nie. Hy het vir ons die oorwinning gehad. En dan laaste sê ek is die ware wynstok wat ek nou net in Johannes 15 net val het. Daarom moet ons as bruid van Christus na ons bruidegom. Die bruid van Christus, die oog op die bruidegom se roep hou. 5 maagde, olie het opgeraak. 5 maagde se olie het genoeg gehad. En toe die geroep kom, daar kom die bruidegom, was hulle gereed en hulle het ingegaan. Okay? Is dit vir ons 'n ondervinding elke dag om in te gaan as bruid van Christus, of staan ons maar apaties bydekant en sê, ons wag maar op die Heilige Gees wat ons moet lei? Nee, jy moet daardie besluit maak, om te sê, Here, ek wil. Amen. Ek wil, Here, as bruid van Christus, jubelend en blydskap in my hart ronddra. Amen. Want U het uit die graf uit opgestaan. Amen. U het die oorwinning vir ons behaal. Amen. Hoekom sê hy was die Alpha en is die Omega? Johannes 1 beskryf dit vir ons so mooi. Hy sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Amen. Amen. Vers 3 sê, alles het deur hom ontstaan. Amen. Niks het ontstaan wat nie deur hom ontstaan het nie, deur die woord. Vers 4 sê hy, hom is die lig van hierdie wêreld. En die duisternis, vers 5, kan hierdie lig nie oorweldig nie. Amen. Vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om bruidkinders van God te kan wees. Die wat aan hom glo. Wandel ons werklik altyd daarin? Toe Jesus met Johannes hieroor praat, die woordjie in oorspronklike taal sê, toe hy vir hom gesê het, ek is Here, die bedoeling daarvan, ek is koning. Wat doen konings? Hulle regeer. Koning heers. Ek heers oor die graf. Ek heers oor die dood. Ek heers ook in jou lewe. As jy my net wil toelaat. As ek maar net 'n besluit in my lewe wil maak om te sê, Here, genoeg van myself. Want Johannes die Doper het gesê, meer van hom en minder van my.
Here, ek wil naby aan die hart van God lewe. Ek wil die hartklop hoor. My kop op die bors, soos Johannes, hierdie skrywer van die Patmos. Die aardse konings was anders. Hulle het verwag dat hulle betaal moet word. As jy nie betaal het nie, het jy in die tronk geland. Ons koning is anders. Jy moet net glo dat ek is. Jou sondeskuld het ek op my geneem aan die kruishout van Golgotha. Die prys wat jy moes betaal het ek betaal. Amen. Jy hoef nie te sterf ter wille van my nie. Ek is koning. Ek het die graf en die hel en die dood het ek oorwin. Ek het opgestaan. Ek lewe tot in alle ewigheid. Maar wat sê Johannes? Hy sê kyk. Kyk. Moet ons nie dalk bietjie ons eie brilletjie afhaal en God se geesbril opsit en te sien en te kyk nie. Ons is so bemoeid met ons daaglikse omstandighede en ons werk en die kinders en al hierdie goede en ons mis Christus. Die opgestaande. Want ons hou onsself so besig met onsself, me, myself en I. Jesus het gesê, ek is. Wat sê Johannes in Openbaring 1 vers 10? Hy sê, toe ek hom sien, het ek hom gesien as die een soos die seun van die mens. Okay. Vir 3,5 jaar loop Johannes saam met die ander disippels met Jesus saam. Hy kyk en hy sien hoe Jesus wonderwerke doen. Hy sien die openbaring van God deur die hand van die Here wat beweeg en blindes gesond maak, siekes genees, dooies opwek en mense van hulle sondes verlos. Maar hier op die eiland van Patmos, waarna terloops die koning van die Romeine in daardie stadium hom geban het om te sê, jy mag nie meer oor Jesus praat nie, toe gooi hulle op die eiland van Patmos en hier kom die Here en ek openbaring aan hom. As hy ek is. Nou mis hy dit nie. Hy herken hom as die seun van God. Is hy die seun van God vir jou? Hy is. Dieselfde Jesus wat gekruisig is en gesterf het, lyk nou anders. Wow. Hoe lyk jou lewe? Kan die mense werklik Christus in jou sien? Ons claim ons is bruid van God, ons is kinders van die Allerhoogste God, maar lewe ons die lewe van die oorwinnaar? Amen. Kan ons werklik sê, ek lewe elke oomblik van die dag in oorwinning? Dat ons nodig om so 'n bietjie te kyk. Dat ons nodig om so 'n bietjie te gaan stil staan en sê, Here, wys my. Moses het gebid en gesê, show me your glory. Aan die woordjie show me your glory. Show me your presence. Show me your glory. Show me who you are. Hy het dit gesê, Here, wys my u glorie. Maar dit beteken werklik, Here, wys my u grootheid. Wys my wie u is. Maar wys my ook, Here, u goedheid wat elke dag oor my lewe uitgestort word. Want dit gaan so vinnig by ons verby. Show me your presence.
Wanneer ek besig is hier om hierdie koek te bak en hierdie klitser wil nie meer saamwerk nie en gedagtes in my gedagte opkom, behoort ek as bruid van God te sê, show me your presence. Show me your glory. As my boeke nie klop nie, Lord, I need you. Lord, I need you. Come in this house, come in this presence. Come and fix what needs to be fixed. Dan lewe ek elke oomblik van die dag in die opstandingskrag. Maar ons doen dit nie so nie. Kom ons kyk gou wat sê Filippense 2 vers 6 tot 11. Nie nodig om op te sit Jesus, ek gaan sommer gou lees. Paulus sien Jesus nie as die lydende knegt wat homself ontledig het deur die gestalte van die diensknegt aan te neem nie. Maar hy sê, hy wat in die gestalte van God was. Christus Jesus, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van die diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Kyk, kom ons staan gou net hier so stil. Kom ons toets onsself gou 'n bietjie, ons sit die barometer in. Kyk. Wie verteenwoordig jy op die aarde? Wat sien die mense in jou? Die gestalte van die Here behoort in my lewe te wees vanweë die opstandingskrag. Sy beeld moet my beeld word. Okay? Hy het hom nie self verhoog nie, hy het homself verneder. Verneder jou dan onder die kragtige hand van die Here. Okay? Hy was gehoorsaam gewees tot die dood toe. Amen. Ek hoor dit, ek lees dit so in Openbaring 12 vers 11, ek het dit nou nie neergeskryf, maar Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het die Satan oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis en hulle het hulle lewe nie lief gehad tot die dood nie. Oh. Van wie praat hy? In Openbaring 12 hierso. Dis al die bloedgewaste kinders van die Allerhoogste God, met fyn wit linne en klere, wat gewas is deur die bloed van die lam. Maar die Satan oorwin het, deur die bloed van die lam. Maar hulle het hulle eie lewe nie lief gehad nie. Sjoe, dis 'n groot vraag. Ons moet ons kruis opneem en hom elke dag volg. Kruisiging beteken ek moet elke dag sterf. Okay, kom ons gaan aan. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat die in die hemel en die wat op die aarde en onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot die heerlikheid van ons Vader. Ek ken 'n naam, dis kosbaar ver bo alles. Die naam verruk my wese deur en deur. Wanneer jy in moeilikheid is, kan jy net weer die naam Jesus aanroep. Amen. Amen. Dis in Johannes 14 vers 13 wat hy sê. Whatever you may ask in my name, I will do. I will certainly do. I will grant you what you ever ask in my name. 3 keer sê hy, wat jy ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen. I will do, I will do, I will grant you whatever you ask in my name.
Noem ons daardie naam. Hy is nie net die koning nie, maar hy is ook die hoëpriester. Pastoor Dani het dit gesê in die begin. Toe hy opgevaar het, het hy gaan sit aan die regterhand van God die Vader. 1 Johannes 2 vers 1 en vers 2 sê dit. Hy tree in vir ons sondes, nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die sondes van die hele wêreld. Hy is jou intercessor. As jy bedruk is, as jy swaar voel, as jy mislik voel, weet daar's 'n een. As jy sy naam noem, Jesus Christus, hy sit aan die regterhand van God die Vader en hy tree vir jou in. Amen. Daarom gee hy vir ons sy gees. Hy is ons hoëpriester. Hy het klaar gedoen met die sondeoffer aan die kruis. Maar nou stap hy uit daardie graf uit as die oorwinnaar. Amen. Want hy is in beheer. Die Satan is nie meer in beheer nie. Hy het gedink hy was in beheer. Maar toe Jesus daardie sleutels in die doderyk vat, toe die dood, die mag van die dood, van sonde, van ongeregtigheid, nie meer 'n houvas op hom nie. Amen. Daarom kon hy daardie môre uitstap as die oorwinnaar. En hy nooi jou en my. Ons moet saam met hom meer as oorwinnaars wees. Ja, hy gee vir ons. Hy bestuur en beheer alles en almal. Hy bepaal en lei die wêreldsgeskiedenis. Dit wat nou daar in van hierdie goede. God weet hy's bewus van hierdie goed en ek kan daaroor preek, maar ek wil nie nou daaroor praat nie. Ek wil net sê dat God is in beheer. Amen. Niemand anderste kan die sleutels by God vat nie. Niemand kan hom van sy troon afhaal nie. Hy is in beheer. Is hy in beheer in jou lewe? Lewe as oorwinnaar saam met hom. Hy bepaal en lei elke mens se lewe. Dit was Maria, eintlik eers Martha, wat na Jesus toe gekom het, toe Lazarus dood is. In Matteus en Johannes hoofstuk 11. Ek dink dit is vers 25, wat hy vir haar gesê het, vir Martha gesê het. Ek is die opstanding en die lewe. Profeties al reeds gespreek. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe. Wat is die voorwaarde? Ek moet glo. In wie moet ek glo? In Jesus die verreëse een. Ek moet hom sien, ek moet kyk. Ek moet waarneem. Ek moet agslaan, sodat die seun van die mens geopenbaar kan word in en deur my lewe. Die koning kom. Hy kom. Kom ons kyk nog gou 'n bietjie na oor die mag oor die dood. Ek wil gou hier na 1 Kronieke, 1 Korintiërs 15:51 kyk. Paulus kom en hy sê, ek deel julle verborgenheid mee, ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste besuin, want die besuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike met die onsterflikheid bekleed word. Vers 54. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklikheid bekleed en hierdie sterflike met die onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word wat geskryf het, die dood is verslind in die oorwinning. Amen. Die volgende teksvers sê, dood, waar is jou oorwinning? Waar is jou oorwinning? Die dag wat ons vandag herken en bedink en meeleef. Ek is die verreëse heiland.
Ek het opgestaan. Ek lewe. Kan ons dit sê? Hy het die spelers van die doderyk. Nou kom Paulus en hy praat in Romeine 8:35. Hy sê, wie of wat sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard? Wie en wat kan ons skei van die liefde van Christus? Soos geskrywe is, vers 36, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. As ek my kruis opneem, om volg, sal ek soos 'n slagskaap wees. Maar die kruis lei tot die oorwinning. Amen. Sy bloed verlos uit Satan se mag. Sy bloed maak slawe vry. Sy bloed gee vir my die oorwinning. My beskerming is in sy hande. Amen. Maar hy sê in vers 37, maar in al hierdie dinge, verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Amen. Deur hom wat ons lief gehad het en sy lewe vir ons afgelê het. Vers 38, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engel of owerhede of magte of teenwoordigheid of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Amen. Niks kan ons skei van sy liefde nie. Maar hoekom lewe ons nie in oorwinning nie? Ons is hierdie op en af. Nee, elke dag op en af. Dan is ons in die hoogte en dan voel ons gloria, halleluja, en die volgende oomblik voel ons dan in die dans. Ek sê dit altyd, ons het net twee plekke waar ons dan moet wees. So op jou knieë en op moet wees met jou hande op, Here, ek hensel. Maar uit hierdie hensel, my Here, prys ek U. Amen. Prys ons U. Bruid van Christus, hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Jesus sê, ek is. Kyk, ek lewe. Kyk, ek lewe. Kom ons buig ons hoofde in aanbidding. Here, waar ons in hierdie dag die fees, die oorwinningsfees as koning van die heelal herdenk. Wil ons vanmôre ons neerkom by U voor U aangesig en vra, Vader, dat U elkeen van ons nou sal versterk met hierdie boodskap. Kyk, ek lewe. Ek het die graf en die hel en die dood oorwin, het Jesus gesê. Ek is die oorwinnaar. Ek is die een wat by jou is al die dae van jou lewe. Laat my net toe om in jou lewe beheer te vat. Gee op, hands op so 'n bietjie na my kant toe, sodat ek vir jou kan wees wie ek werklik is. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ons gaan oor na die nagmaal.